Idol met Money op Millie FM kos vir jou, hoor. Nou, gister, toe kry ek die boodskap dat die manne van die FBI kom by my draai maak. Raak ek 'n bietjie op my sene wees, maar dit is toe nie FBI van Amerika af nie. Dis die FBI chef Saul, die Food and Beverage Institute, wat saam met die ateljee is. Goeiemôre, Saul. Môre, Johan. Julle was beoordelaars geweest nou op 'n potjie kos kompetisie die so 'n paar weke terug. En vertel my so 'n bietjie meer. Hoe het julle dit ondervind? Jong, die ondervinding wat ons gehad was, ek dink die atmosfeer was baie nice geweest. Die mense was ongelooflik vriendelik. Dis altyd wat 'n mens kyk, as mense gaan judge, dan voel 'n mens, jy stap nou by 'n plek in waar mense jou gaan uitkyk en goeders, maar hulle was ongelooflik vriendelik. Elke stalletjie waar ons by gegaan het, was ongelooflik, hoe kan ek sê, die waardering dat ons daar is, dit was ongelooflik. Die kos, bietjie different, maar ons sal nou 'n bietjie praat seker oor die kos. Vertel my, ja, wil jy praat oor die kos? Ek is nog nie breakfast gehad nie, so kom ons praat oor kos. Paar interessante potte wat julle raakgeloop het daar? Ja, die een hoenderpot was baie interessant en dan was daar 'n lamspot, 'n leg of lamb met piesang in. Nog nooit so pot geëet nie, dis 'n vol leg of lamb. Dis 'n interessante kombinasie. Baie interessant, baie. Ek dink dit kon baie lekker gewees het as die metode net 'n bietjie anders te was. As jy verstaan wat ek bedoel, is net daai piesang met 'n bietjie meer, as jy sê is 'n piesang lampot, dan moet daai piesang deurkom en die smaak was nie so lekker wat deurgekom het nie. So maar daar was baie interessante potte. Een voorbeeld die hoenderpot waar ons uitgevind het, die een groepie het, dit was net 'n soetpot. Dis is ons gooi 'n blikkie apricot jam in, ons gooi gedroogde vye in, ons gooi gedroogde perskes in. So alles was net soet op die einde van die dag, want droë vrugte vat baie suiker en dan nog die blikkie apricot jam. So die soetigheid van die pot, dit was bietjie 'n snaakse kombinasie. Ek gesels met Chef Saul van die FBI. Nou vertel my, julle beoordeel, is seker beoordelaars by heel wat koskompetisies, en soos by die potjie koskompetisie ook. Waarna kyk jy as beoordelaar? Kom ons praat oor die potjies. Wat is die belangrike punte wat julle nou oplet? As ons vat potjie kos is, wat eers in jou gedagtes opkom, is 'n lekker souserige gereg. Daar moet sous in wees. Kyk, potjie kos, okay, daar moet bietjie stysel wees en al dinge. So wat ons doen is, ons kyk die pot, ons beoordeel hoe hy lyk op die oog. Want 'n mens, jy eet met jou oog. Kyk, as daai potjie kos gaan lekker wees en hy ryk, die aroma wat deurkom, hy moet, want hy prikkel jou sensasies al klaar, sê hierdie pot gaan lekker wees. So ons kyk eers op die oog af, kyk ons hoe die pot lyk. Het hy genoeg sous by? Is daar variasie van, as jy vir my sê is 'n hoenderpot, wil ek hê die hoender moet die hero wees. Ons sê altyd daai proteïen moet die hero wees as jy sê hoenderpot. So die hoender moet sê net maar 70% in daai pot wees en dan 30% moet daar ander goedjies bykom. So dis wat ons, en dan proe ons. Ons proe altyd. So ons het daai dag baie geëet. Kyk, dit was nou ongemaklik toe ons nou so baie eet daar toe ons wegstap. Maar ook nie 'n slegte ding. Nee, glad nie, maar onthou in daai kort tydperkie van die ure en 'n half ons gejudge het, net al daai potte geëet. Maar ja, ons kyk nou soos punt nommer 1, hoe hy lyk. Nommer 2, is daar genoeg sous? Is die aroma lekker? Is die tekstuur? Is daar verskillende teksture in die pot? En dan die smaak. Die smaak is baie belangrik. Want ons sê altyd, as ek een happie vat, wil ek gaan vir nog 'n happie. Ek wil nie een happie vat en dink, moet ek nou nog 'n happie vat nie. Jy wil altyd gaan vir nog 'n happie. So smaak is die grootste faktor op die einde van die dag. Want 'n pot kan mooi lyk, maar hy proe nie so lekker nie. So dis nie altyd net hoe hy lyk nie, dis die aroma. As hy lekker gaan ruik, kan hy lekker proe. Maar dis ook nie sê hy gaan lekker proe nie. So die smaak is maar die grootendeels wat ons op die einde van die dag gaan sê, jessie, daai pot is lekker, die flavours is totaal heeltemal uit die rak uit, boonste rak uit. Kom ons gesels 'n bietjie oor die FBI, die Food and Beverage Institute. Vertel ons 'n bietjie meer, wie is julle, wat doen julle, wat is julle spesialiteit? Okay, so ek is, ons sit daar buite by Beinsvlei, as jy uitgaan. So ja, die skool kom al baie lank. Ek was tussen een van die eerste studente van die skool, so ek ken die standaards baie hoog. So ons is 'n chefskool. Ons leer kinders om chefs te wees. Soos hulle by ons is, hulle 2 jaar, ons bied verskillende, ons bied 'n QCTO aan in City and Guilds. City and Guilds is van Londen af, is internasionaal. QCTO is jou nasionale kwalifikasie NQF level 5 wat jy kry. So ek is die pastry lektor, so ek doen die 2de jaar, hulle kom na my toe, so ons maak al die koeke, dan het ons chef Michelle, sy is hot kitchen. En dan het ons vir Debbie. So Debbie is eintlik maar ons baas daar. So sy is die een wat sê, as jy nou so werk, dan is nou so. So sy is ons general manager. So ons is nie 'n groot chefskool nie, ons staf is baie min. Ons
vat nie, ons kyk om eerste jaar so 24 of bietjie meer, ons stoot hom nie baie soos baie studente in te vat nie. So ons hou van die persoonlike aandag. So wat ons doen, ons bied 'n jaar Hot Kitchen aan en dan 6 maande patisserie. En dan hang af wat die student, hulle kies City and Guilds of QCTO, dan baie van ons studente gaan vir prakties oorsee na Ritz-Carlton in Amerika. Stuur ons hulle, want ons wil hê hulle moet 5-ster ondervinding opdoen. So dan kan hulle terugkom en verder pastry doen, of hulle kan die volle kwalifikasie doen vir die 2 jaar en dan uitgaan in hulle prakties. So ons is 'n chefskool wat chefs oplei om gekwalifiseerde chefs te wees vir die dag. En natuurlik, chef is 'n baie intensiewe werk. Ons het vroeër daaroor gepraat. Baie ons sien hierdie as jy staan net daar, kyk soos Gordon Ramsay en skree net op die ouens, maar om chef te wees is 'n baie intensiewe, harde werk. Baie harde werk. Kyk, ek gaan nie doekies omdraai nie, dit is lang ure, jy staan lank op jou voete. So jy moet net half chef wees, is nie van ons gaan werk, ons kom 4 uur huis toe nie. Jou werk is nooit klaar as jy in die industrie is nie. Okay, vir ons as lecturers, ons is 'n bietjie anders. So ons het half soos nie kantooruur nie, maar ons doen ook funksies. Maar as jy ingaan in die industrie, dis lang ure, maar dit is 'n baie, hoe kan ek sê, 'n lekker industrie om in te wees. Dit is 'n lekker, jy moet 'n passie hê vir dit, maar kos maak is lekker. Ons almal moet eet, almal hou van kos maak, dink op die einde van die dag, ons almal maak kos as ons by die huis kom. As jy nie daarvan gehou het nie, gaan jy nie kos maak nie. So ja, chef wees is harde werk, maar is ook belovende werk. Is baie lekker werk. Jy kan travel as 'n chef. Jy kan en chefs het nie meer, soos Gordon Ramsay, almal sê jy's die huis te kwaai, maar as jy nou die leertjie klim op die einde van die dag en jy's head chef of executive chef eendag, dan ons het maar meer hoor. As jy nie meer het as 'n chef nie, dan is jy nie 'n chef nie hoor. Ons altyd by standaarde. Standards. Ons sê altyd die chefs, ek weet nie, ons noem dit altyd, as jy nie bietjie van 'n malheid in jou kop het nie, kan jy nie 'n chef wees nie. Dit is maar ons almal het. Is 'n chef Saul van die FBI, net voor ek jou laat gaan. Wat is die geheim? Want ons almal hou van potjie maak en jy het 'n paar potjies geproe. Wat jy sê is die geheim van 'n goeie pot? Kyk, daar's maar 'n paar geheime. Dis die metode hoe jy begin op die einde van die dag, as jy jou potjie begin. So as jy hom verkeerd begin, gaan hy verkeerd vir jou uiteinderesultaat gee. En dan die different, kan ek sê, elemente wat jy insit in die potjie. Want alles werk nie altyd saam nie. Ons sê altyd meng 'n bietjie, as jy nou appelkoeskonfyt wil insit, vat 'n bietjie van jou sous in jou potjie eers, meng hom met die soet en kyk wat se profiel gee hy vir jou deur. Want as jy net gaan ingooi, want op die einde van die dag as jy ingooi, kan jy nie weer uithaal nie. Jy moet hom nou verder vat. Maar dan ons altyd ook vars kruie. Moet nie regtig droë kruie gebruik nie, want hy's baie sterk, so gebruik eerder jou vars kruie. Maar kruie op die einde van die dag, as jy hom gebruik, 5 minute voor daai pot reg is, moet jy jou kruie insit. Kruie moet glad nie van die begin af ingaan nie, want kruie hy raak so bitter, hy kry so nasmaak. So jy sit hom 5 minute voordat jy gaan opskep, sit jy daai kruie in en ja, dis maar net flavor profile is die belangrikste op die einde van die dag. Kyk wat werk en dan vat jy van daar af. As jy proteïnes en soos hoender het, Timmy gaan baie goed saam met hoender. So incorporate bietjie wat saam met hoender gaan. Nie sommer net, ek maak nou 'n voorbeeld soos piesang. Piesang gaan nie saam met alles nie. As jy 'n currypot maak, sê net maar soos 'n hoender currypot, yes, dan vat jy piesang en koriander. Dit gaan baie goed saam. So jou profiele van jou flavor op die einde van die dag moet net saamwerk, want enigiets kan verkeerd gaan en daai flavor profile, hy bom uit, dan is dit nie meer lekker nie. Ja. En altyd jy kan iets nuuts probeer en Dr. Google is altyd daar as jy nie weet presies wat om te doen nie. Moet nie altyd glo wat Google sê nie, altyd nee, maar dit is, ek stem daarmee ook 100% saam. Chef Saul, ek sê weer baie dankie dat jy tyd afstaan het, so 'n bietjie met ons kom gesels het. Kom sien laaste keer wat ons gesels nie. En hooplik kan ons een of ander tyd daar by julle draai kom maak en kom proe wat julle kan op. Meer as welkom. Baie dankie vir die geleentheid, hoor. Jy moet 'n verskriklike lekker dag hê. Bly geskakel op die dag van 7 FM uit Langerwyn Park is jou buurt. Dis jou stasie.